Ons het vir die afgelope 3 Sondae stilgestaan by Josef se verhaal. As jy dit gemis het, dit is op ons YouTube kanaal gelaai, al 3 dele van die Josef verhaal. En vanoggend is ons nog steeds nie klaar met die boek Genesis nie. Ons beweeg so 'n bietjie terug na Genesis 21, na die verhaal van Hagar. Dit was gister Vrouedag, so ek het gedink dit sal goed wees as ons vanoggend by 'n vrou se storie stil staan en ons gaan fokus op Genesis 21 vers 8 tot 21, die verhaal van Hagar. As jy nie jou Bybel vanoggend hier het nie, sal die teksgedeelte ook vir jou op die bord wees. En voordat ons gaan lees, kom ons word so oombliekie stil, bewus van die Here se teenwoordigheid en ons vra ook nou vir sy leiding as ons deur sy woord gaan lees. Kom ons bid saam. Here ons God, ons kom in hierdie oomblikke by U tot stilte. Ons soek U aangesig. Ons sit voor U en voor U woord met hierdie gebed dat U vanoggend met ons elkeen sal kom praat, met hierdie verlange dat U Gees ons elkeen se hart sal kom aanraak en met die behoefte dat U woord vanoggend ons met nuwe hoop en nuwe vrede sal vul. In Jesus se naam vra ons dit ook. Amen. Genesis 21 vanaf vers 8. Die kind het groot geword en die dag toe hy gespeen is, het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sara die seun wat Hagar, die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie. Vers 11. Abraham het terwille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het. Maar God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is ook jou kind. Vers 14. Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en 'n vuilsak water en dit vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in die Berseba woestyn rondgeswerf. Toe die water in die vuilsak opraak, het sy die kind onder 'n doringbos neergesit en 'n entjie daarvandaan gaan sit, omtrent so ver as 'n mens met 'n pyl en 'n boog kan skiet, want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan nie. En terwyl sy so gesit het, het sy begin huil. Vers 17. God het die kind oorhuil, en die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom ook 'n groot nasie laat word. Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put water gesien. Sy het die vuilsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee. Vers 20 tot 21. God was by die kind. Hy het groot geword, hy het in die woestyn gewoon en hy het handig geword met die pyl en boog. Hy het in die Paran-woestyn gewoon en sy ma het hom met 'n vrou uit Egipte laat trou. Dis in kort die storie van Hagar in Genesis 21 vers 8 tot 21. Hierdie verhaal van Hagar sluit ten nouste aan by 'n klomp van die temas wat ons gehoor het in Josef se storie. Maar vanoggend om Hagar se verhaal so bietjie beter te verstaan,
moet ons ook Genesis 16 'n bietjie nader trek. Want Genesis 16 vertel vir ons hoe Hagar Abraham se vrou geword het, maar hoe sy ook die heel eerste keer weggeloop het, omdat Sara haar so sleg behandel het. Ons ken almal hierdie storie van Abraham wat geroep word met hierdie belofte, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en ek sal jou 'n man van groot betekenis maak. En dan lees ons hoe Abraham trek uit die land na die land wat die Here vir hom wys. En op hierdie reis gee die Here kort vir hom 'n klomp beloftes dat hy wel 'n nageslag gaan hê. Maar ongelukkig raak Abraham en Sara al hoe ouer. En menslik gesproke word die kanse vir 'n kind al hoe skraler. En teen die tyd wat 'n mens by Genesis 16 kom, is hulle twee al ver verby die ouderdom om kinders te kry. En so neem Sara sake in haar eie hande, want dit voel vir haar of die Here te lank neem om in te gryp. En ons lees in Genesis 16 vers 3 hoe Sara vir Hagar, 'n slavin, 'n Egiptenaar, as vrou vir Abraham gee. En baie kort hierna lees ons hoe Hagar swanger word. Maar Sara se onvermoë om die Here te vertrou boemerang. En ons weet mos nou, 2 vroue in een huis werk nie. So in die eerste plek het Hagar begin om vir Sara te minag. En Sara se reaksie hierop is om Hagar se lewe nog moeiliker te maak en om haar te verkleineer. En ons moet hier dalk met so bietjie sagte oë na Sara kyk. Want in die pyn van haar eie kinderloosheid is daar eintlik so 'n stuk jaloesie en 'n stuk afguns teenoor Hagar. En Hagar word 'n teken. En soms laai mense hulle pyn op jou af, omdat hulle nie weet hoe om hulle eie pyn en hulle eie teleurstelling te hanteer en te verwerk nie. Maar ons lees dat Sara het vir Hagar baie sleg behandel. En die Hebreëse woordjie wat hier gebruik word vir sleg behandel, is dieselfde woord wat gebruik word vir die farao wat die Israeliete in Egipte so sleg behandel het. So Genesis 16 wil vir ons sê dat Sara het eintlik vir Hagar verdruk, haar verkleineer, haar regtig sleg behandel. En dan besluit Hagar tot hier toe en nie verder nie. Sy gaan die pad vat. Sy vlug die woestyn in. Maar die kosbare, dat die engel van die Here in die woestyn vir Hagar inhaal en vir die heel eerste keer ontmoet Hagar vir God. Hier in die woestyn waar sy weghardloop van haar probleme, ontmoet sy vir God. Hier in die woestyn gee God vir haar 'n vrou, 'n slaaf, 'n Egiptenaar, dieselfde belofte as wat hy vir Abraham gegee het. Hy sê vir Hagar, ek sal jou nageslag so baie maak dat hulle te veel sal wees om te tel. En Hagar is natuurlik so oorweldig hiermee. So oorweldig met hierdie feit dat God haar kom ontmoet het. En dan in Genesis 16 vers 13 lees ons seker een van die heel mooiste belydenisse van die Here. Hagar sê, U is die God wat my sien.
En hier het ek hom gesien, wat my gesien het. En die plek waar die Here aan Hagar verskyn het, sê Genesis 16 vir ons, word Lagai Roi genoem, wat beteken hy wat lewe, het my gesien. Hagar noem die Here 'n naam, wat net een keer in die Bybel voorkom. Sy gebruik die Hebreëse woorde El-Roi, wat beteken die God wat my sien. En nie eens die Joodse rabbies of die groot geestelike sou waag om vir God 'n naam te probeer gee of om sy naam te probeer uitspreek nie. Hulle het dit as heilig geag. Maar hier in Genesis 16 laat God toe dat hierdie Egiptenaar, hierdie slawe meisie, hom 'n naam gee en om daardie naam uit te spreek. El-Roi, die God wat my sien. En die res van Genesis 16 vertel hoe Hagar het teruggegaan na Sara toe. Hagar kry 'n seentjie, sy noem hom Ismael. Ismael beteken letterlik die God wat my gehoor het. God het in die woestyn van haar swaar kry gehoor. En daarom noem sy haar seentjie Ismael, God wat my hoor. Baie kort hierna gebeur 'n wonderwerk. Sara word swanger. En so kom ons by Genesis 21, waar Sara se eie kind Isak gebore is. Die kind van die belofte wat die Here gegee het. Maar hier in Genesis 21 lees ons weer 'n keer dat Hagar is in die spervuur. Want Hagar se seentjie spot sy klein boetie Isak. En die vertaling sê lag, maar dis eintlik 'n spot. Dis eintlik soos 'n klein seentjie wat sê, "Wela Capella, ek is die oudste, jy is die jongste, ek gaan die meeste erf, jy gaan die minste erf." Dis eintlik wat Ismael hier gedoen het. En weer 'n keer besef Sara dat Hagar is in haar pad. Hagar en Hagar se seentjie is eintlik 'n baie groot bedreiging vir Sara. En weer 'n keer neem Sara sake in haar eie hande. En hierdie keer jaag sy fisies vir Hagar en haar seentjie weg. En ons lees hoe hulle met die minimum goed weggestuur word. Hulle word weggestuur met 'n broodjie en met 'n sak vol water. Weggegooi, verwerp, weggestuur, alleen in die woestyn is Hagar en haar seentjie. En dan lees ons die water het opgeraak. En Hagar gaan sit haar seentjie onder die skadu van 'n bos en sy stap weg, sodat sy nie moet hoor hoe hy huil terwyl hy gaan sterf nie. En is vir my opvallend hier in die woestyn, dis Hagar se tweede woestyn ervaring. En is asof sy in hierdie oomblikke vergeet het wat in die vorige woestyn gebeur het. Dis asof sy hier vergeet wat haar seentjie se naam beteken. Haar seentjie se naam beteken God hoor. Maar dan lees ons die kosbare in Genesis 21. Die Here is die een wat haar nie net sien nie, maar ook hoor hoe haar seentjie huil. Dis asof die Here die woestyn ingeloop het agter Hagar en haar seun in om iets van hierdie skade ongedaan te maak wat Abraham en Sara aan haar aangerig het. Ons weet God se pad loop met Israel deur Isak. Hy was die kind van die belofte. Ismael is die produk van menslike geknoeiery, van ongeloof. Maar die wonder,
In Genesis 21 vers 20, dan lees ons, God was ook by hierdie kind, en Ismael het groot geword in God se teenwoordigheid. Hagar en Ismael is weggegooi. Hulle is in die steek gelaat deur Abraham en Sara. Maar Genesis 21 sê nie deur God nie. En dit was in die week vir my so opvallend gewees hier in Genesis 21, hoe daar oor Hagar gepraat word. Elke keer wanneer Sara oor Hagar praat, dan word Hagar se naam nie genoem nie. Daar word gepraat van hierdie slavin, daardie slavin, die kind, die slavin se kind. Maar nooit word Hagar en Ismael se name genoem nie. Dis asof hulle gestroop is van hulle waardigheid. Hagar is maar net 'n slaaf. Sy is maar net 'n Egiptenaar, sy is weggegooi, sy is verwerp, en Ismael is maar net haar kind. Hulle is nie mense nie. Hulle is nie 'n naaste nie. Hulle is nie werd om erken te word nie. Maar dan kom God in die prentjie. In Genesis 16, dan noem hy vir die eerste keer Hagar op haar naam. Hy sê Hagar, die slavin van Sara. Maar dan in Genesis 21 word net Hagar se naam genoem. Nie meer 'n slavin nie, net Hagar. Asof die Here nou wil sê, jou waardigheid word vir jou teruggegee. Ek erken jou as 'n vrou. En jy is nou vry. En weer hier in Genesis 21 vers 18 word dieselfde belofte gegee vir Ismael as aan Abraham. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Dis in kort die storie van Genesis 16 en Genesis 21. En nou, die belangrike vraag vanoggend vir jou en vir my, hoekom hierdie verhaal van Hagar by jou en my lewe uit in 2025? Ek dink die heel eerste belangrike prentjie, of puntjie altans, is dat ons iets moet sê rondom die woestyntye wat ons ervaar. Soms kies 'n mens 'n woestyn, soos wat Hagar gedoen het in Genesis 16. Sy het weggehardloop van haar probleme. Soms is woestyne iets wat met jou gebeur, soos hier in Genesis 21. Soms is woestyntye iets wat God in jou lewe toelaat. En verskillende dinge in ons lewens voel soms vir ons soos woestyntye. En verskillende dinge en gebeurtenisse bring ons uit by 'n woestyn. Maar in hierdie verstaan van 'n woestyn is 'n woestyn 'n plek van swaar kry. 'n Woestyn is 'n plek van onregverdigheid. Dis 'n plek van eensaamheid. Dis 'n plek van versoeking om ons eie planne te maak of om op te gee. Dis 'n plek van verlies. Dis 'n plek van twyfel. Dis 'n plek waar ons voel ons is gestroop van alles wat aan ons bekend is. En ons kom ook in ons lewe baie keer by sulke plekke uit. Sulke plekke waar dit vir ons voel ons is op ons eie. Ons is alleen. Ons is gestroop van al ons sekerhede. Ons voel daar is nie meer vir ons hoop nie. En nou kom Genesis 16 en 21 en kom sê ook, maar weet jy, die lewe is nie altyd regverdig nie. Life is messy. Mense gaan nie altyd regmaak teenoor jou nie. Mense gaan jou nie altyd goed behandel nie. Die lewe is nie altyd regverdig nie. Maar die eerste sekerheid, die grootste sekerheid uit Hagar se storie, Elroy
is ook die God wat jou sien. Vir die wêreld is jy dalk onbelangrik. Vir die wêreld is jy dalk net 'n nommer. Soms voel jy soos 'n klein korreltjie sand in 'n baie groot heelal en dit voel of niemand van jou weet nie. Soms voel jy alleen, is op moedverloorse vlakte. Maar Hagar se storie wil vanoggend vir jou sê, God is die een wat jou sien. God is die een vir wie jy saak maak. God is die een wat jou naam ken. God is die een wat in die woestyn jou sal kom ontmoet en hy sal keer op keer vir jou kom wys. Hy is by jou. En hieraan moet ek en jy vashou. Dis vandag nog net so waar soos destyds met Hagar. Ek weet nie wat jou woestyn vanoggend is nie. Ek weet nie hoe groot jou dors is na 'n bietjie hoop nie. Maar laat jou hart vanoggend net weer vol word met hierdie wete dat God jou sien. En dat God jou hoor. En as God jou sien, is dit nie net dat hy weet hoe jy lyk nie. Hy sien jou binneste. Hy sien jou hart. Hy sien jou seer en die stikkend wat jy vir ander probeer wegsteek. En as hy jou hoor, is dit ook die dinge waaroor jy nie hardop praat nie. Dit wat jy met niemand wil deel nie. En as jy die dag voel, jy weet nie verder nie. As daar menslik gesproke geen ander moontlikhede meer is nie, dan wil Hagar se storie vanoggend vir jou sê, daar is nog steeds hoop. Want daar is 'n God wat jou sien. Daar is 'n God wat sy oor na jou draai, soos Psalm 86 vanoggend gesê het. En daar is 'n God wat na jou luister. En hy beloof dat hy jou nooit sal begewe en verraad nie. In die tweede plek. Ondanks Abraham en Sara se harteloosheid en hulle ongenade teenoor Hagar en Ismael, is God wonder bo wonder nog steeds getrou aan Abraham en Sara. En gee hy wel vir hulle die erfgenaam wat hy beloof het aan hulle. Hierdie twee feilbare mense word nog steeds toegelaat om die stamvader en die stammoeder van Israel te word. En aan Hagar en aan Ismael word daar net soveel beloftes gegee soos aan Abraham. God sorg nog steeds vir Abraham en Sara, ondanks die dinge wat hulle hier gedoen het. En God sorg nog steeds vir Hagar en Ismael. En die waarheid wat ek en jy moet raak sien, in hierdie twee hoofstukke in Genesis 16 en 21, is God nog steeds die een wat in beheer is. En God is nog steeds die een wat die storie skryf. God weef die gevolge van Abraham en Sara se keuses so ruimhartig in sy verhaal in. En as 'n mens baie mooi gaan dink, is hierdie hele situasie die gevolg van Sara se ongeloof. Haar onvermoë om op God se belofte te vertrou. En as jy mooi dink, kon Genesis 21 die einde gewees het van haar fout. Hagar en Ismael kon in die woestyn doodgegaan het en daar sou geen gevolge meer gewees het vir Sara nie. Maar Hagar en Ismael word ingeweef in God se storie. En daarom keer God dat Sara se optrede vir Hagar en Ismael tot niet laat gaan.
Sara kon deur haar optrede nie die genade van God aan bande lê nie. Die geboorte van Isak, die vervulling van God se beloftes, beteken nie die verwerping van Hagar en Ismael nie. Inteendeel, God het hulle deel gemaak van sy storie en hy het vir hulle gesorg. En daarom gaan Genesis 16 en 21 nie in die eerste plek oor hierdie Sara wat sake in haar eie hande neem nie. Dit gaan nie in die eerste plek oor haar stryd met Hagar en Ismael nie. Dit gaan in die eerste plek oor God, wat nog steeds in beheer is, wat nog steeds die storie skryf, wat selfs te midde van Sara se eie pogings om 'n toekoms te verseker, selfs te midde van jaloesie en selfverheffing en afguns, nog steeds getrou is en nog steeds aan die werk is. En so is dit nog 'n belofte waaraan ek en jy kan vashou. Ons het dit ook in Josef se storie gehoor. God werk doelgerig in ons lewens. En dat hy getrou is, word keer op keer geonderstreep. En dan in die laaste plek. Ek dink die gesindheid van Sara laat 'n mens sidder. Sara voel skynbaar niks vir haar jarelange slavin nie. Sy voel skynbaar niks vir die kind wat vir Abraham gebore is nie. En ek dink die skokkende van hierdie storie is miskien die feit dat hierdie slegte behandeling teenoor Hagar geskied deur die uitverkore mense. Die mense wat God gekies het. Hierdie slegte behandeling word deur Abraham en Sara gedoen. Twee mense wat God gekies het. En kyk net hoe sleg het hulle vir Hagar behandel. En miskien moet Hagar se verhaal ons vanoggend weer opnuut wakker maak. Hoe behandel ek en jy die mense om ons? Hoe behandel ons die mense wat in ons oë minder waarde het? Die feit dat ons aan die Here behoort, beteken nie dat ons in staat is om aan ander mense skade aan te doen nie. En ons kan op geen manier op ander mense neersien wat in ons oë minder waarde het nie. En daarom dwing Genesis 21 ons eintlik om vanoggend so bietjie selfondersoek te doen. Want ons kan so maklik miskyk hoe ons, selfs as kinders van die Here, ander mense sleg behandel. En in Hagar se verhaal wys God op 'n baie besondere manier, dat hy nie die mense wat in ons oë min werd is, verwerp nie. Inteendeel, dwars deur die geskiedenis van Israel was daar altyd hierdie gevaar dat Israel 'n stuk hoogmoed sou gehad het ten opsigte van al die ander nasies. En baie keer die seën wat Israel ontvang het hulle vir hulle self gehou, hulle het dit vir hulle self toegeëien, dit was hulle eie eiendom gewees. En in 'n poging om hierdie seën te beskerm, het hulle baie keer hulle self verhef bo ander mense, mense wat geen waarde in hulle oë gehad het nie. Maar selfs hierdie mense het God gesien. God het hulle gehoor en God het hulle nie vergeet nie. Sy belofte om die nasies te red was baie belangrik, soveel so dat hy sy seun gestuur het. En toe Jesus gekom het hy hom hoeveel keer vasgeloop in godsdienstige mense wat hulle self verhef het bo ander wat in hulle oë geen waarde gehad het nie. Vroue, kinders, siekes,
sondaars, tollenaars, onrein is. En die godsdienstiges kon dit nie hanteer dat Jesus gekom het en hom juis met hierdie mense vereenselwig het nie. Maar in Jesus se bediening sien ons die hartklop van God. God se hart klop warm, ook vir hulle wat in die samelewing baie min of geen waarde het nie. En ons kan nooit aanvaar dat God sy genade terugtrek uit mense se lewens, omdat ons nie van hulle hou nie. Ons kan nooit aanvaar dat die Here iemand nie liefhet, omdat ons nie van daardie persoon hou nie. Want Genesis 21 sê, as God hom een keer in sy getrouheid aan 'n mens verbind het, dan bly God in daai persoon se lewe aan die werk. En as God se hart so klop vir mense, kan ons harte nie anders klop nie. En God sien nie mense wat meer of minder waarde het nie. God sien eenvoudig mense. Mense wat na sy beeld gemaak is. En daarom die belangrike vraag vir jou en vir my vir hierdie week wat voorlê. Hoe kyk ons na ander? Sien en hoor ons die mindere raak? Die mense wat min waarde het in ons samelewing? Die kassier in die winkel? Die persoon wat jou kos by die teller pak? Die kelner in die restaurant? Die wag wat jou karre oppas? Jou huishulp, jou tuinwerker, die skoonmaker by die werk, die versorger, sien jy hulle raak soos God hulle sien en hoor? Of is hulle eenvoudig vir jou net te onbelangrik en te min werd? Hierdie hele storie van Hagar het my net weer herinner dat elke liewe mens het waarde in God se oë. En God sien elke liewe mens raak. Dit maak nie saak hoe gering of hoe onbelangrik hulle in die samelewing is nie. God sien hulle raak. En hulle het waarde in sy oë, want hy het hulle gemaak. En dis eenvoudig wie God is. Maar God sien nie net nie, God hoor nie net nie, God help, God ontmoet, God red. God se genade in Genesis 16 en 21 loop baie wyer as Abraham en Sara en Isak, want God was ook in sy genade by Hagar wat verwerp is, by Ismael wat verstoot is. En vandag nog is God by die Hagars in ons samelewing, by die Ismaels in ons samelewing. Maar die vraag, is ons saam met die Here by hulle betrokke? En kyk ons met dieselfde oë na hulle as wat God na hulle kyk? In die laaste plek, ek lees hierdie storieetjie van Moeder Teresa wat een keer in Londen se strate rondgestap het. En soos wat sy stap, sien sy 'n lang skraal man wat op 'n bankie sit, maar hierdie man lyk verskriklik. En sy kies om na hom toe te stap, sy hand te skud en net vir hom te vra hoe dit gaan. En hierdie man het met trane in sy oë opgekyk en vir haar gesê, uiteindelik, na so 'n lang ruk, voel ek weer die warmte van 'n menslike hand. En hy het gehuil, omdat hy vir die eerste keer weer soos iemand voel. Net die skud van sy hand
het hom laat voel dat hy weer mens is, dat hy 'n persoon is. En die aand, toe skryf Moeder Teresa die volgende woorde wat op die bord is. There are poor people everywhere, but the deepest poverty is not being loved. The poor we seek may live near us or far away. They can be materially or spiritually poor. They may be hungry for bread or hungry for friendship. They may need clothing or they may need the reminder that God loves them. They may need the shelter of a house made of bricks or the shelter of having a place in our hearts. So 'n mooi beskrywing van wat werklike armoede is. En hoekom dit so belangrik is dat ek en jy met sagte oë sal kyk na die mense wat ons pad elke dag kruis. En mag ons in hierdie week wat voorlê, mag ons met sagte oë kyk na elke persoon wat ons sien. En wanneer ek en jy die kans kry, mag ons hulle herinner aan hierdie woorde, aan hierdie belydenis van Genesis 16 en 21, dat God is 'n God met oë, wat ook hulle raak sien, en ook vir hulle omgee. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie vir u woord. Dankie vir hierdie storie van Hagar wat ons herinner dat u 'n God is wat ons sien. Ons elkeen is vanoggend op 'n ander plek in ons lewens. Maar dankie dat ons kan weet dat ongeag waar ons is u die God wat naby is wanneer ons alleen voel. Dat u die God is wat ons hoor, selfs wanneer ons nie meer woorde het nie. Here, maak ons oë oop, soos u Hagar se oë oop gemaak het, sodat ons u sorg, u teenwoordigheid elke dag in ons lewe kan raak sien. Help ons om in die moeilike en in die swaar tye aan u beloftes vas te hou. En Here, leer ons om diegene wat ons pad kruis, om hulle te sien soos wat u hulle sien, met liefde, genade en met deernis. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons lewende hoop. Amen. Ontvang nou die seën van die Here vir vandag en vir die week wat voorlê. Mag El Roy, die God wat jou sien, jou seën. Mag hy jou oppas. Mag hy met deernis na jou kyk en in die week baie goed wees vir jou. Mag hy jou gebede beantwoord en vir jou sy vrede gee. Amen.